Nou ja, dit is Sondagoggend 10 uur en wat 'n voorreg om saam jou te kuier. Glo jy het die naweek se sport geniet en jy is dankbaar, jy is in vandag 'n nuwe week lê voor. Vir my Pastor Stef altyd baie lekker om saam met jou te kuier en vir oggend toe staan ek op met dankbaarheid. En ek glo jy het ook met dankbaarheid opgestaan. Met 'n verwagting om te sê hierdie is my dag. Dit is die dag van die Here. Ek is opgewonde, ek is bly in hierdie dag. Ja, Vrydag in Frankfurt gewees en gister 'n besonderse troue gehad vir 'n Amerikaner en 'n Suid-Afrikaner daar by Harties en ja, vanoggend kuier ons lekker om die woord en mag vanoggend jou sommer net stig en mag jy 'n verwagting ook in jou hart koester om te hoor wat die Here vir jou wil sê. Ek dink daar's baie van ons, is daar iets spesifiek waaroor jy nou die Here vertrou, glo elkeen van ons. En dan kom daar tyd wat dit voel of God nee sê. En vanoggend ja, gaan ek 'n bietjie daaroor gesels wanneer God nee sê. Maar moenie afsit nie. Jy moet nie vanoggend mis nie. Ek sien ook uit om in 'n besonder vanaand saam met jou te kuier oor wanneer God stil raak. As God nee sê en wanneer God stil raak. Nou, dit is nodig dat jy nie hierdie sessies mis nie. Volg my op ons WhatsApp groep, as jy nog nie op ons groep is, my nommer verskyn ook so op die groepe, en ek wil tog hê jy moet vanoggend, as jy nog nie op ons groep is nie, stuur 'n boodskap en sê Stef, laai my op die groep, en na hierdie diens gaan ek ook ons boodskap, jy weet in PDF formaat, laai op TikTok, op YouTube, hoor my op WhatsApp, maar die boodskap gaan hardloop op TikTok en op YouTube ook. Jy kan die PDF vat, gaan doen nastudie en gaan lees deur dit. Ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Ek het ook nie al die antwoorde nie, maar wat ek wel weet is dat God is op die troon en dat hy jou en my besonders lief het en dat hy omgee vir jou doen en late, jou begeertes, jou behoeftes, dit wat jy deurgaan. Wil jy nie sommer maar net vir 'n oomblik stil word? Dis lekker is, vroeg, Sondag, as jy nog in die bed lê en luister, geniet dit, as jy ontbyt in die bed gekry het, enjoy dit, en hoor wat sê Abba Vader, ook vir jou, en vir my, vanoggend. Vader, wat 'n voorreg, dat ons op hierdie mooi dag, sommer net voor U kan kom stil word, en dankie vir genade, dankie vir oorvloed van die seën. As ons na ons kinders kyk, as ons na ons families kyk en ons gesinne, ons eggenote, soveel om voor dankbaar te wees. Ons wil dankie sê, dankie vir werk, dankie vir gesondheid, dankie vir liefde, dankie dat U my eerste lief gehad het. Here, ek bid dat hy en sy, wat op hierdie mooi dag, begin van 'n nuwe week wat voorlê, na U toe kan kom, en ek bid vir sy seëninge, wat hy voel is ver, dat dit naby sal kom, dat hy en sy dit sal geniet. Here, dankie vir die prys wat U vir ons betaal het op Golgotha. Al die lof, al die eer, kom U toe. Die graf is leeg. U het die dood oorwin, sodat ons, elkeen, ook so in oorwinning kan stap. Goedheid en guns. Ons loof en ons eer U, Here. Amen. Nou ja, iets waarvoor jy elke dag bid. Iets waarvoor jy God vertrou met jou hele hart. Sien jy dalk al tekens dat dit gebeur het? Het jy al bevestiging van ander gelowiges gekry? Ek glo met my hele hart dat as die Here met jou gepraat het oor iets, kry 3 bevestigings uit verskillende rigtings uit. As 3 verskillende persone dit kom bevestig het, ja, meer dit op. Maar moenie net 'n begeerte in jou hart koester en met dit hardloop, bid daaroor en dat die Here jou wys. En laat iemand dit kom bevestig, ten minste 3 persone. Miskien het jy 'n visioen daaroor gehad,
Glo jy dat jy soos op die rand van 'n deurbraak is en dit gaan nou enige oomblik in jou lewe gebeur en jy het hierdie begeerte? Kom ek vra jou so 'n paar moedswillige vrae. Is hierdie gebed meestal tot jou eie voordeel? Voel jy dalk al bietjie teleurgestel dat God nog nie gereageer het op hierdie versoek of hierdie droom of hierdie visioen of dit wat jy in jou hart koester nie? Twyfel jy dan nou waar jy sit moontlik in die Here? Het die Here al volgens jou die vervaldatum van jou deurbraak gemis? Ai, en ons almal het mos maar 'n datum op iets. Twyfel jy aan die Here? Voel dit of jy teen die plafon vasbyt en jy sê, Pastor Stef, dis ek daai. Wel, wat sê die Bybel vanoggend hiervan? En hoor my uit. Matteus 7 kom en hy sê so mooi in vers 8 en 9, want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? So jy sien, die Here sê dus, vra en jy sal kry. En ek lei hieruit af 'n paar dinge. Eerstens dat hy gee aan my, God gee aan my en aan jou wat ons nodig het. Tweedens, hy wil hê ons moet op ons knie bly. En derdens, God wil hê ons moet hom vra. En dan wil God hê, terwyl ons hom gevra het, dat ons hom daarvoor sal vertrou. Wat is hierdie gebed van jou wat jy tans aan mekaar bid? Waarvoor vertrou jy tans die Here met jou hele hart? Ek dink elke mens het op enige gegewe tyd iets wat jou gebedstye oorheers. Elkeen van ons. Ons sê dit tog maar. Ek glo met my hele hart dat elke gebed wat die mens bid, natuurlik verhoor word. Of miskien moet ek eerder die volgende sê, dit gehoor word. Ek dink nie, dis altyd so maklik om God se antwoord in elkeen van ons se lewens te aanvaar nie, en ek dink die Here antwoord op een van 3 maniere, en nou moet jy my uithoor op hierdie Sondagoggend, ja en nee, ook hy stop die lorry, wag 'n bietjie. Ja, ek sal vir jou gee wat jy vra. Nee, jy dink jy vra brood, maar jy vra eintlik 'n slang. Wag 'n bietjie. Nog nie nou nie. Of dalk kan die Here ook sê, nee, ek stel dit 'n bietjie uit. En nou moet jy nog steeds op 'n punt kan wees om in jou eie lewe, nou waar jy is, 'n kompromie aan te gaan, om te sê, ek gaan op U wag, Here. Kom ons veronderstel die Here sê vir jou nee, of die Here sê, Stef, wag 'n bietjie, sal jy God nog steeds onvoorwaardelik hierdie week, hierdie seisoen van jou lewe vertrou? Steeds vir God lief wees, steeds aanvaar dat wat God gesê het, natuurlik soewerein is. En dit is belangrik. Sal jy bereid wees om te sê, Here, ek gaan ophou kerm en kla. Onthou, jy moet op 'n plek aankom om te kan sê, Here, ek gaan ophou om te kla en ek gaan ophou om my eie planne te wil maak. Ophou spartel en aanvaar dat U besluit staande en bindend is. Nog meer, as God nee sê, Boeta Sissa, hoe ver sal jy gaan om God se arm te wil draai om 'n ja af te dwing? En ek weet, jy sit nou dalk
in 'n drukgang van omstandighede, jy het dringend 'n wonderwerk nodig, jy het dringend 'n deurbraak nodig, en nou voel dit vir jou, Here, U moet nou kom, of ek het moeilikheid, om sy arm te dra om daai ja af te dwing. Bedrog, diefstal, so baie ander dinge doen mense om net hulle sin te kry. En soms maak die Here net deure toe, en dan is dit sy antwoord. Ek het dit in my eie lewe soveel keer al gesien, en ek kon op 'n plek kom om dit te aanvaar. Soms maak die Here hy deure toe, en dit is God se antwoord. Maar ons wil verder gaan. Ons wil verder gaan krap, want partykeer skop ons die deur af, of ons skop hom waawyd oop, want ons wil hê dat ons wil moet geld. Jy kan nie iets forceer nie. Sê nou God sê, daar waar jy nou is vir jou nee. Hoe dan? Kom aan, hoe dan? Ek glo dalk sal jy een van twee reaksies hê. Veg rebels voort, of sit terug en los alles in die Here se hande. Ek, jou Here, hoor jou gebed. Of ja, of nee, of wag. Dalk is dit oor 'n werk, oor 'n verhouding, oor 'n transaksie. As hy ja sê, as God ja sê, en dalk voel hy jou vraag is verdienstelik en dis binne sy wil, of jy net lank genoeg gewag. Dis nou tyd vir 'n ja. Miskien verdien jy daai onvoorwaardelike ja. Dis lekker as God ja sê. Maar dit vra dat jy wag. Dit vra dat jy sensitief moet wees. En dit voel of hy jou bevoordeel. Want wow, hoe kan dit wees? Die Here is vir my so goed. Hy is vir ons goed. Of sy guns oor jou is. Want alles draai mooi uit. En mens voel dan in sulke tye soos die Here se wit broodjie of hoe. As hy nee sê, dis moeilik. Dalk sê die Here nee, omdat jy 'n slang vra, maar dink jy vra vir 'n brood. Miskien moet 'n klomp ander goed eers in jou lewe en in jou situasie of in daai verhouding gebeur. Dis dalk gevaarlik. Of sal op die lang duur vir jou dalk moontlik nadelig wees. Miskien is jy besig om ander te benadeel. En daarom is dit 'n nee op hierdie stadium, in hierdie seisoen van jou lewe. En miskien is die Here nog besig met jou oor iets, Boeta. Sissa, oor iets in jou lewe. Is jy op 'n ander leerpad? En dalk is jy nog besig met ander mense en jy beïnvloed in elk geval altyd baie om jou, selfs al besef jy dit nie. Jy weet, ek het al oor hierdie onderwerp so baie met persone gepraat, as God wag sê. Jy sien, jy kan dalk wag, verwar met nee. Met my mooi hoor, jy kan die woordjie wag en die woordjie nee met mekaar verwar. Want dalk gaan jy verwerp voel. En jy gaan voel dat God jou uit jou weggestoot, of dat God nie vir jou omgee nie, of jou lief is nie. Of dalk dink jy, nou waar jy sit, dat die Here verstaan nie wat die konsekwensies van sy besluit vir jou tans inhou, wat jy nou deurgaan in jou lewe nie. Matteus 26
vers 3 en Matteus 26 vers 36 tot vers 45. Daarom kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek gaan bid. En hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. En toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gaan kniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Hoor, dit is Jesus se gebed. En daarom kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. En hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie, hoor wat sê, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gegaan, bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap. Want van die vaak kon hulle nie hulle oë oop nie. En hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Lees hierso van Jesus in Getsemane. Ek sien hier desperaatheid. Sy lewe was op die spel en hy was beangs en hy was bevrees. En hy neem ander saam met hom om te bid en hy het aangehou bid. Maar ek luister en ek lees, maar sy gebed het gelei, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Die Messias, Jesus Christus, bid tot God, 'n gebed U wil. Hoeveel te meer moet ek en jy nie sy wil in ons lewens afbid nie. Bid ek en jy vandag regtig dieselfde woorde soos U wil? Kom aan Boeta, Sissa. En dan nog met hierdie idee dat God enige iets kan antwoord, net soos hy wil. Wat moet ons doen, ek en jy as God nee sê? Jy's nou op 'n plek en daar's dinge wat jy mee deel, dinge wat jy deurgaan. Wat moet jy doen as God nee sê? En hoe weet jy God sê nee? Jy sê net dinge werk net nie uit nie en dinge loop nie soos dit moet nie. Bid totdat jy weet dat God se finale antwoord is. Wat is God? Bid totdat jy weet wat God se finale antwoord is. Doen eers alles wat jy en ek kan doen. Doen dit. Doen wat jy moet en kan. En mens het ek gesien oor my lewe, dat mense raak soms passief terwyl hulle vir God wag om te antwoord. Kan nie wag op God nie. Mense is te haastig oor die algemeen. Jy's gewoond om by McDonald's te drive-through en by KFC en jy's vinnig in 'n winkel en jy stuur 'n boodskap en 60 minute, binne 60 minute het hulle jou groceries vir jou by jou huis afgelaai. Alles is kits, alles is vinnig. En ons verwag ook dieselfde met God en God werk gelukkig nie. Ek wil jou skok, God werk nie op jou en my tydskedule nie. Gebruik jou wagtyd, die wagtyd wat jy nou in is, tans in is, om te leer, om te luister,
En in dit dra vrug wat by die bekering pas. Gaan aan met jou lewe. Fokus op die goeie goed en hou aan om te getuig. Hoekom sê ek dit? Ek kan onthou baie jare gelede toe ek jonk in die bediening was, wou ek skiet vir hierdie pos en ek het vir dit aansoek. En dan het ek hierdie verwagting gehad. Ek sal dit nooit vergeet, Appington gemeente. Het ek gery van Rustenburg af Appington toe met 'n verwagting om terug te ry huis toe om net te hoor nee. Maar nee was toe nie nee nie. Dit was eintlik maar net bietjie wag. En ek moes vroeg in my lewe as 'n gelowige jong man prediker leer om te kan verstaan wanneer is ja en wanneer is nee en wanneer is wag. Gebruik hy wagtyd om te leer. Ek moes leer om in die nee nog steeds God te eer en te prys. Nog steeds om te loof en my hande op te steek en te kan getuig van sy guns en sy goedheid. Al het ek gevoel, ek sien nou op die regte plek nie. En ek dink God het misgevat. Hy het nooit misgevat nie. Hy was al by môre. Ons moet dit verstaan. Om op 'n plek te kan kom, om uit dit uit God te kan eer en prys. Ek moes leer om in my lewe die veranderings te doen wat ek moes doen en die res oor te laat aan God. Here, ek het my alles gegee en ek is getrou waar ek is. Ek bring my kant. Ek aanvaar u besluit. En partykeer, when you just let go, God can have his way. Want ons wil hy moet by ons aanpas, op ons tyd. En ons vind dat God baie laat is. En wat doen ons dan? Dan vat ons daai uit God se hande uit. In my lewe moes ek leer om God se soewereiniteit te aanvaar. En te besef dat God weet die beste. Iets wat met jou gebeur het, wat jy tans deurgaan, wat dalk nie jou skuld was nie, wil ek hê jy moet rustig raak. En sien God se hand van soewereiniteit. Stef, dis nie mooi nie. Stef, ek kan nie die mooi in dit sien, ek kan nie 'n antwoord in dit kry nie, ek kan nie verstaan hoe jy dit kan sê nie. Aanvaar dat die Here nie noodwendig gaan verduidelik hoekom sy antwoord nee was nie. Aanvaar ook dat dit soms 'n wagtyd is. Jy sien Jakobus kom en hy sê in vers 3 in hoofstuk 4, as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle eie selfsugtige begeertes bevredig. Ouch. Harde woorde. Maar dit is waar. En op hierdie pragtige mooi oggend weet ek dat die Here met jou praat. En ek weet dat op jou horlosie is dit 4 dae te laat. Of 'n week. Of 'n maand. Ek het vir jou nuus, God's nog steeds op tyd. Ek moes leer in my lewe om te verstaan die ja's, die nee en die wag. Want jy sien, die Here antwoord altyd 'n gebed. Vertrou God genoeg om te aanvaar dat u wat God is, u weet die beste. U weet die beste. Kom ek en jy kom op daai plek
vandag in ons lewens, om rustig te raak, om in pas en in voeling te kom met die vloei van God se tyd. Sy seisoen is die beste. 'n ja, 'n nee, 'n wag. Moenie dat ek en jy daai verwar. Nie nou nie. Wag net 'n bietjie. Dis nie 'n nee nie. Dis nie 'n nee nie, dis net Stef, wag. En nou word ek getoets. Kan ek wag? Nou word ek en jy getoets, sal selfs in die ja, om nog steeds getrou te wees, nog steeds sensitief te wees vir God. Selfs in die nee, nog steeds sensitief te wees. Wonder of God ooit gaan opdaag. Ja. Hy's nêrens, hy's hier. Maar dit is ons wat 'n bietjie die dinge verkeerd sien, verkeerd optree. En dan loop God hier. Kom ek en jy verander ook so ons motiewe, so verander ook so ons gesindhede. Vir my altyd lekker om saam met jou te kuier en onthou jy sien mos nou almal wat op die aanlyn is en my WhatsApp nommer is daar. Man, stuur vir ons 'n boodskap as jy op die groepe wil kom om vandag se boodskap ook te ontvang. Ek stuur dit met liefde vir jou. En mag jy sommer net stap in oorwinning en in deurbraak en in die guns en in die grootheid van God. Weet dat ek saam met jou bid. Sien uit om vanaand 8 uur saam met jou te kuier en weet ook dat God sluimer en slaap nie. Hy's wakker oor sy woord om dit te volbring, ook so in jou lewe. Vader, baie dankie vir daai ja's en daai nee's en daai wag. Dankie dat ek vanoggend maar net weer kan hoor in elkeen van ons se ou dingetjies. Om net sensitief op U te wag. En ek bid vir hierdie man, ek bid vir hierdie vrou, in hierdie wagtyd, in hierdie ja of nee of wag, dat hy U sal ontmoet, sal ontdek U glorie, sal ontdek dat U is nie gekoppel aan ons tyd en ons sones nie. En Here, ons het gehoor, ook vanoggend, hoe haastig ons kan wees. Ons erken en bely. Ons is baie keer jaloers op die ja's in ander se lewens en kwaad oor die wag of die nee. Maar nou kom ons en ons erken ons afhanklikheid in U. En Here, vandag het ek vrede oor die ja en vrede oor die nee en oor die wag. Ek loof U uit die ja, uit die nee, uit die wag. Ek besing U vir U getroue teenwoordigheid en beskerming en liefde. Dankie dat ons huisgesin en uit kon bring vanoggend. Dankie dat ons hierdie naweek kon rus. Dankie dat ons kon hoor wat U vir ons sê ook. Dankie dat ek dit kan gaan toepas. Dankie dat ons mekaar kan bid. Mekaar kan opdra. In Jesus se naam. Amen. Sien jou vanaand 8 uur en ja, moenie uitmis nie. Lekker gewees om saam met jou te kuier. Geniet daai skaapboutjie. As jy gaan braai vanmiddag en as jy gaan swem, enjoy. En rus lekker dat jy vanaand uitgerus is om saam te kuier tussen 8 en 9. Vir my Pastor Stef, altyd lekker om so saam met jou te kuier. Goedheid en guns. God bless.